vasgevang in hierdie gedagte van ek wens ek kon of ek wens ek het. Ons lewe in 'n wêreld waar ons baie maklik val vir die versoeking om altyd meer te wil hê as wat ons reeds het. Dit is so maklik om te sê, "Ag, ek wens ek kon ook 20 keer op vakansie gegaan het soos daai vriend of daai familielid of ek wens ek het ook meer geld gehad sodat ek lekker kan gaan shop soos hy of sy." Dis maklik om te fokus op wat ander mense het en dit ook te wil hê, maar dan kyk ons baie kere ons eie seëninge mis. Hier is 'n one-liner om te onthou. Al wanneer ons veronderstel is om te kyk hoeveel ons bure het, is as ons wil seker maak dat hulle ook genoeg het. Deur konstant te kyk wat jy het en dit te vergelyk met ander, gaan jou niks baat nie. Inteendeel, dit besoedel net 'n mens se gemoed en dit besoedel jou hart. Wanneer laas het jy net 'n oomblik gevat om stil te staan en in plaas van om te sê ek wens ek het, eerder net gesê ek is dankbaar dat ek het. Ons sê so maklik, ons wens ons kon hierdie of dit hê, maar ons vergeet om dankie te sê vir dit wat ons reeds het. In plaas van om te kyk na wat ons nie het nie, wat as ons begin fokus op wat ons wel het? Wat as ons elke dag sê, ek het klere in my kas, ek is dankbaar, of ek het kos op my tafel, ek is dankbaar, ek het vriende en familie, mense in my lewe wat vir my omgee en daarvoor is ek dankbaar. Ek het 'n dak oor my kop, al lek hy dalk 'n bietjie of moet hy geverf word, maar ek is dankbaar. In 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê Paulus vir ons, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Jesus Christus vir julle. Dis belangrik om te verstaan dat Paulus hierdie woorde aan die gemeente van Tessalonika geskryf het in 'n tyd waar die Christene baie vervolging ondervind het. Hulle het swaar tye deurgemaak en hulle kon maklik vasgeval het in hierdie klagte mentaliteit oor wat hulle nie gehad het nie of oor die pyn en die uitdagings wat hulle elke dag beleef het. Maar Paulus herinner hulle en ook ons dat dankbaarheid is nie iets wat ons net beoefen wanneer dinge goed gaan nie, maar selfs te midde van die uitdagings en die swaar kry. Dis om te kies om nie daarop te fokus nie. Dankbaarheid hang nie af van ons omstandighede nie, maar van ons perspektief. Wanneer ons in alles dankbaar is, sê dit dat ons erken dat God is nog steeds besig om met ons te werk, selfs in die moeilike tye. Paulus self het hierdie les op 'n harde manier geleer. Hy was baie kere in tronke gegooi en geslaan en vervolg, maar tog sê hy dan later ook in Filippense 4 vers 12, ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Sy geheim? Hy het gekies om dankbaar te wees, nie omdat sy omstandighede altyd perfek was nie, maar omdat hy God se genade in elke oomblik raak sien, of gekies het om dit raak te sien, want dit is altyd daar. Nou ek wil jou vandag uitdaag, ja, letterlik van vandag af, waar jy dalk voel jy wens vir ietsie, meer geld, meer tyd, meer alles, verander jou gedagtes eerder na dit van dankbaarheid. In plaas van om te sê, ek wens, sê eerder ek het. Ek het klere in my kas, daar is mense wat dit nie het nie. Ek het vandag ietsie geëet, daar's soveel mense wat honger gaan slaap. Ek het mense om my wat vir my lief is, daar's baie mense in die wêreld wat eensaam is. Jy weet wat jy het, sien dit raak en wees dankbaar daarvoor, sê vir die Here dankie daarvoor. Wanneer ons begin fokus op wat ons het, verander dit ons. Ons harte word ligter, ons gees word versterk, ons besef hoe geseënd ons werklik elke dag is. Dankbaarheid is 'n sleutel tot innerlike vrede. Dit laat ons ophou wens vir meer en begin waardeer wat reeds in ons lewens is. So ek vra jou vandag, waarvoor is jy dankbaar? Waarin kan jy sê, ek het dit? Skryf dit neer, noem dit hardop, maak dit deel van jou daaglikse gebed. Lewe jou lewe vanuit 'n dankbare hart en jy sal baie hê om voor dankbaar te wees. Tot 'n volgende keer.